Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Ek kan aan my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koppie koffie te koop. Dit kan 'n eenkeer ding wees, of jy kan dit weer in die toekoms doen. Ga na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van die sterkste spelers van Fairy. Vandag se vee, Dagda, dronkbewaarder van die onderwêreld, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Die Dagda is 'n vaderfiguur en beskermer. Verhale oor hom beeld hom uit as 'n figuur van geweldige krag. Vroeë Kelte het hom die goeie god genoem, omdat hy oes te beskerm het. Hy word geassosieer met 'n towerketel van oorvloed, 'n yslike knippel, 'n ryklik versierde harp van eikehout wat hy gebruik om die seisoene in die regte volgorde te plaas, of die slagorde te beveel. Immer belaaide vrugtebome, en 2 varke wat hy gedurig slag en eet. Hulle keer magies terug na die lewe net om gebraai en weer geëet te word. Sy harp, Utuin, laat nie net die seisoene verander nie, maar dit speel ook 3 soorte musiek. Die musiek van hartseer, van vreugde en van droom. Hy was eens die hoëkoning van die Tuatha Dé Danann, 'n ras van bonatuurlike wesens wat die Fomoriërs verower het en voor die Milesiërs in Ierland geval het. Sy ketel, knippel en harp was magiese items wat die Tuatha Dé Danann saamgebring het toe hulle Ierland die eerste keer verower het. Nadat die Tuatha Dé Danann na die aarde teruggetrek het, het Dagda die Ierskeltiese god van die aarde en verdra en die heerser van lewe en dood geword. Hy is 'n meester van toorkrag, 'n vreesaanjaende vegter, 'n bekwame ambagsman en besit die wysheid om te weet wanneer om in ander se sake in te meng. En nou vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, Dagda. Dagda is die koning van die onderwêreld. Hy het 4 kastele, almal skouspelagtig, in die 4 uithoeke van die wêreld. Hy is perfek gespier met tatoeëermerke oral oor. Hy beskik oor kragtige magie. Hy beheer die groei van koring en gras. Selfs in droogtes kan hy dit laat groei, sodat mense nie honger ly nie. Hy is in staat om wense toe te staan. Daarom staan hy bekend as die wensmeester. Wense kom nie goedkoop nie. Iets moet beding word. Dagda was eens 'n magtige figuur in Fairy, maar hy het sy perke oorskry en die donker koning het hom gestraf, deur hom die koning van die onderwêreld te maak. 'n Plek waar siele van die sterflike ryk in Fairy moet wag vir oordeel, sodra Dullahan hulle daar afgelewer het. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het, en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die 2de boek in die veeverhaalreeks kry nie. Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!